Hallo maat. Ekskuus my kos. Jo. Nou sê ek hom lekker mag. Ek is besig om gras te sny. Maar wag. Ek sien ek het baie onkruid hier in my gras. Ek gaan vir julle 'n bietjie baie beter verduidelik oor onkruid in ons lewe. Alraai Kusha, kom. Okay. Klim op my skouer. Maat, ek wil gou vir julle sê. Ek het nou net gras gesny. En ek het onkruid uitgetrek. Hulle kom so oral uit die gras uit en in die tuin. Onkruid is vir niks goed nie. Absoluut vir niks goed nie. Hulle mos net 'n tuin op, né? Ja! Nou ja toe, ek gaan vir julle 'n bietjie meer vertel wat die Bybel sê van onkruid. Gaan julle saam met my, want dit is 'n bietjie warm die kant. So ja, kom, gaan eers vir almal 'n sweetie gee. Hierdie Blue, kom sien. Lekker. Njaf. En ek gee vir Gabby ook 'n sweetie. O, heerlik. Dink julle ek moet vir Jakusa ook gee? Kom ons kyk. Hy like dit. Ja. Ek gaan dit probeer nie, maar dis woefie sweets. Ja, woefie sweets. Ja, jy kan dit ook eet. Nog eenetjie? Kom ons kyk vir Blue of hy kan vang. Oeps. Nog eene. Alright, maat. Kom gesaam met my. Ek gaan 'n bietjie binne toe, want dit is te warm hier, so hoor. Kom kyk en dan vertel ek julle oor die onkruid in ons lewe. Nou ja toe, maat. Moses het nou gras gesny en toe sê ek vir julle, ek gaan 'n bietjie verduidelik van die onkruid wat in ons harte is soms. Nee, onkruid is vuil goed wat tussen die gras uitgroei en in die blomme en so aan. Nou dis baie maklik. Onkruid, hierdie is 'n stuk onkruid. En hy is vir niks goed nie. En hy groei maklik. Ek het hierdie bakkie die pragtigste grond ingesit, want ek wil hierdie mooi blommetjies, die hannekamme, die klein hannekamme wil ek hier in plant. Hannekamme, Maar binne 'n week, maak dit so 8 dae, toe kom hierdie ouetjie uit. Want dis goeie grond en daar reënwater ingeval. So die onkruid het net opgeskiet. Ek het nou al 'n paar van dit uitgetrek, maar ek wil vir julle wys hoe maklik is dit vir onkruid om te groei. Veral as hy wortel kry, né? Want hy het sommer so 'n groot wortel. En daai wortel, soos hy ouer word hy dikker en dikker. En dit raak al hoe groter die onkruid. En onkruid kan hierdie hele bakkie vol maak. En hy is vir niks goed nie. Nou weet julle ouetjies, in ons lewe, kom ons sê maar, is daar ook onkruid. Nee, onkruid gaan wees soos, byvoorbeeld, stoute goed, soos ongehoorsaamheid, lelik wees vir jou maatjie, en vloek. Mense, daar's baie mense wat so lelik kan praat. Dit maak my hart seer as ek dit hoor. Veral as ek hoor iemand gebruik Jesus se naam uitlik, né? Sommige hier jy en hier jou, net wat hulle wil. Nou, die enigste manier hoe 'n mens daai onkruid uit jou lewe kry, hoor gou, jy kan maar probeer. Jy kan hierdie onkruid vat en jy kan hom knip. Chips. Ek gaan hom minder vloek. Binne 'n paar dae gaan hy weer groei. Al knip jy hom nog korter. Ek gaan nog meer gehoorsaam wees. En ek gaan luister na my ouers en die groot mense. En ek gaan nie meer so lelik wees met my maatjies nie. Maats, dis nie so maklik nie. Die enigste manier hoe jy dit gaan regkry. Die woord sê die volgende. Met ander woorde, as jy wil goeie grond hê en jy wil 'n mooi mens wees, hoor wat sê die woord van die vrug van die gees. Met ander woorde, hoe jy en ek moet optree. Ek het die Bybel hier op my tablet. Tablet, so 'n lekker woord. Tablet. Tablet. Hoor gou hier wat sê hulle.
Dis in Kolossense 3 vers 8. Nou, dit sê daar, maar nou moet julle van al hierdie dinge ontslae raak. Dan hoor die lelikheid, die vloek, ongehoorsaamheid, die skinder. Jy moet ontslae raak van woede, haat, kwaadpratery en vuil taal. Dit staan in die Bybel so. Die woord van die Here sê vir ons mag nie. Want as ons dit doen, dan groei die onkruid in ons lewe. Ja, hy kom op en op en op. Die proe. Hy sal seker nou weggooi, want dis nie lekker nie. Onkruid is aardig. Hy het klaar weggegooi. Mooi koesa. So, dan sê, hoor gou wat sê die Here. Wat sê die woord vir ons? In Galasiërs 5, vanaf vers 22 tot 23. Nou maats, as julle nie heeltemal die woorde verstaan wat oupa Moses vir julle wil of gaan sê wat uit die woord uitkom nie, gaan vra vir mamma en pappa of 'n ou sus of ou boet of wie ook al kan goed verstaan en lees. Dan vra jy hulle wat beteken hierdie groot vraag? Goed. Nou Galasiërs sê die volgende. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maats, julle hoef nie sleg te voel as julle dit nog nie reg kry nie, want daar's al baie groot mense wat sukkel daarmee. Oupa Moses ook so nou en dan. Dan kan ouma Moses so vies raak vir my en sê, jy moet nie so kwaai wees nie. Dan is ek maar baie jammer daarna, maar sy is doodreg. Nou, die enigste manier, my maatjie, is, as jy wil ontslae raak van die onkruid, die lelikheid, is dit dat jy vir Jesus die volgende vra, Here, ek is nie sterk op my eie nie, maar sal U my help om hierdie vuil goed, of hierdie verkeerde goed uit my lewe uit te haal? Weet julle wat doen die Here dan? Kyk hierso. Hy vat die onkruid uit. En kyk, hoe lyk die onkruid se wortel. Kyk hoe diep is hy. Hy was die hele bakkie tot onder toe. Dis die wortel. So, Jesus knip nie net af nie, dat die lelikheid weer kan groei nie. Hy haal die hele wortel uit. En as Jesus in jou is, verwyder hy daai aaklige wortel van wat dit ook al is, wat in jou hart is. Maats, die Here is baie lief vir ons. En hy wil nie hê ons moet rondstap met al die bollie, kollie-sollie en mollie in ons harte nie. Hy wil dit wegvat. Maar jy moet na hom toe gaan. En jy moet sê, Here, vat dit uit my uit. Haal die wortel van kwaad uit my uit. En help my om sterk te wees. Nee. Nou ja, maats. Nou, as ek hierdie klaar is, gaan ek hierdie pragtige boom, ek is nog so 3 oor, hier so inplant, en ek hoop hy gaan mooi groei. Of wat dink jy, Kusha? So mooi, nee? Nee. Nie wat, nie my plante eet nie. Monsies. Goed, maar voordat ons gaan ons eers bid. Goed, ek haal my hoed af. Het julle al gewonder, hoekom maak ons oë toe as ons bid? Maats, dit is baie moeilik as jy konsentreer en met iemand praat, en allerlei goedes gebeur, soos as mamma met jou praat oor iets, en daar gebeur iets op die TV, en jy kyk daan toe, of jy kyk hierdie kant toe. So ons maak ons oë toe, so, uit respek vir die Here, en ook, dat niks ons aandag kan wegvat nie, dat ons net met hom kan praat. Daar sê, kom ons maak ons oë toe, maar ek gaan eers my keppie gee vir Jakusang vasthou, hou vas. Dierbare Here Jesus, ons wil vir U sê, baie dankie vir U liefde, U genade, dankie dat ons weet wat goed en kwaad is, want die woord sê so. Here, ons vra dat daar waar wortels in ons is, van nakkie, wakkie, sakkie, en lelike goed, dat U dit sal uithaal, en dat ons net mooi goed in ons hart sal hê. Here, ons weet dit is soms moeilik, maar ons weet daar waar U is alles moontlik.
Ons is so lief vir U, Here Jesus. Ons het U nodig en ons wil U kinders wees. Amen. Nou ja, maats, op Moses sê vir julle baie en onthou, kyk na die aarde. Want die Here het die aarde vir ons gegee. Om na te kyk. Ons diere en omgewing. Arrivederci, chiriwiri, kiriviri. Kom ons bij. Nou ja, toe. Waar is my hoed? Daar lê. Waar is my hoed? Ek kan nie buite toe gaan sonder my hoed nie. Ja. Ja, hier gaan ons. La la la.